Ons wonderlike Hemelse Vader, ons dank en ons eer U, dat U woord vir ons leer, dat daar 'n woord op ons tong is, dan ken U dit geheel en al. U ken ons gedagtes van ver, en baie dankie dat U vanmôre deur U Gees in ons midde teenwoordig is, en ons kan vanmôre nader tot God, en Hy sal tot ons nader. Hemelse Vader, baie dankie vir die Heilige Gees wat uitgestort is op Pinksterdag, die Gees van waarheid, die Gees van wysheid en insig, van kennis en verstand, die Gees wat ons lei in die volle waarheid. En pleit ek vanmôre by U dat U Heilige Gees werksaam sal wees in harte. Want dierbare Here, ons as predikers kan die woord tot by die oor bring, maar dis U wat deur U Gees dit 'n landingsplek in die hart laat kry, sodat dit veel vrug kan dra tot eer van U naam. Baie dankie dat ons U woord in ons midde kan hê. Dankie dat ons dit in ons eie taal mag lees en verstaan. Baie dankie dat ons 'n plek soos hierdie het van aanbidding, Here, waar ons kan saamkom om U woord aan te hoor. Dankie vir die sosiale media waarop ons die waarheid van U woord kan uitsaai, en baie dankie vir elkeen wat ook op so 'n manier deel is van die gemeente, en ons loof en ons prys U wonderlike naam. En Vader, ons vra dat U self U kerk sal bou op U eie besondere en unieke manier, en dat ons een van sin en een van siel in die Here sal wees, van een gees deurdronge, met een begeerte voor oë om Christus en Hom as gekruisigde te verheerlik in alles wat ons dink, wat ons doen en wat ons sê. Vader, baie dankie dat U Heilige Gees ook vanmôre deur die waarheid van die woord tot ons harte wil spreek, en wil ons vra vanmôre, spreek Here, want U dienskneg en U diensmaag luister. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word vir U geskenk van God ons Hemelse Vader, en ook van ons dierbare Here Jesus Christus, en dit word kragtig menigvuldig deur die werking van sy Gees, ook vanmôre hier by ons. Amen. Nou vir ons gaan aangaan met ons reeks boodskappe vanuit die boek Filippense. Vir U gesê, ons is besig eintlik met die reeks uit die boek Genesis, dan Psalms, maar vir die nuwe jaar het ek goed gedink om met U bietjie te praat oor die gedagte van riglyne ten einde geestelik vas te staan en stabiliteit in die gemeente te verseker. Ek het vir U gesê, daar is geen volmaakte organisasie, kerk, gemeente in die land, in die wêreld nie. Selfs manne soos John MacArthur, wie ons admireer, sy gemeente, alles wat hy vermag het daar in Amerika, ouens soos Dr. R.C. Sproul, Dr. Woody Buckham, baie van hierdie manne wat getrou aan die Here is, ons admireer hulle baie keer. Behalwe vir die feit dat hulle nou in die hemel is, meeste van hulle het die afgelope 18 maande gesterwe, nou by die Here in sy heerlikheid, maar die gemeentes gaan sterk aan, dit gaan goed aan. En as jy gaan luister na hierdie manne se getuienis, dan kom jy agter, hulle gemeente het ook maar deur baie stryd gegaan, deur baie beproewinge, deur baie uitdagings, en die Here roep ons op, om dan hierdie pad te stap saam met hom, die goeie stryd te stry, die wedloop te volëindig, die geloof te bou. Ek het U vertel, ek het so einde laas jaar, toe daar so 'n bietjie hier en daar stryd was in die gemeente, het ek so deur my boekrak gegaan, en ek het so seker oor 1000 boeke, en ek het so 'n klomp klein Bybelstudies van Dr. MacArthur. Boeke moet so 70, 80 bladsye in, en ek begin hierdie een uithaal, en daai een uithaal, en daai een, en ek dink by myself, ek wil graag bietjie hierdie Bybelstudies vir myself doen, en so bietjie my eie gees versterk met die waarheid van die woord, en die eerste Bybelstudie wat ek toe doen is hierdie een, en ek besef, maar luister, dis nie net 'n Bybelstudie vir my nie, maar ook vir die gemeente. Juist om ons te begelei in die waarheid van God se woord, hoe ons geestelik vas kan staan, en hoe ons dan ook as gemeente stabiel kan wees in die Here. Dis belangrik, enige organisasie, as hy in homself verdeeld is, sal hy nie kan bly staan nie. En daarom is dit belangrik dat ons vanmôre sal sien dat ons fokuspunt is Christus, nie die prediker nie. Ek is maar net in diens van die Here, vir U al reeds gesê, ek is die lerende ouderling in die gemeente, die titel wat hulle my gee is dominee, maar die gedagte is, ek is hier om U te leer uit God se woord, terwyl ek myself leer, terwyl ek hierdie waarheid van die woord voorberei. So kom ons lees die 9 verse, dis wat ons die volgende paar weke gaan hanteer, miskien nog vir so 3 weke van vanmôre af, maar kom ons kyk gou vanmôre Filippense 4 vers 1 tot 9, kosbare gedeelte in die woord. Paulus skryf hierdie brief vanuit die tronk, en wie kan vir my sê wat is die hooftema in hierdie brief? Blydskap. Hierdie man sit in die tronk en hy skryf oor blydskap, en 13 maal in 4 hoofstukke lees jy van blydskap of verbly jou in die Here. Wonderlik om hierdie waarhede te sien, dat te midde en ten spyte van sy omstandighede, is blydskap sy fokuspunt. Nou skryf hy daarom, my geliefde broeders, na wie ek ook verlang, my blydskap en kroon, staan so vas in die Here, geliefdes.
Ek vermaan Judea en ek vermaan Sintige om eensgesind te wees in die Here. En ek vra jou ook opregte metgesel, wees hierdie vroue behulpsaam wat met my saamgestry het in die evangelie, ook saam met Clemens en my ander mede-arbeiders, wie se name in die boek van die lewe is. Verbly julle altyd in die Here. Ek herhaal, verbly julle. Laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word, die Here is naby. Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Verder broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, watter deeg en watter lof daar ook mag wees, bedink dit. En wat julle geleer en ontvang en gehoor en in my gesien het, doen dit, en die God van vrede sal met julle wees. Baie kosbare gedeelte in God se woord, ons teks en oordenking vanmôre dan vers 1, daarom my geliefde broeders, na wie ek ook verlang, my blydskap en kroon staan so vas in die Here, geliefdes. Die tema van vanmôre se boodskap, riglyne ten einde vas te staan en geestelike stabiliteit in die gemeente te verseker. Riglyne ten einde vas te staan en geestelike stabiliteit in die gemeente te verseker. Nou vriende, soos u reeds weet, ek is nie 'n onderwyser nie, maar ek is lief om soos 'n onderwyser so 'n bietjie 'n kort oorsig met u te hanteer. Nou, my vrou weet hoe ek op kweekskool was, jy het 'n horde klomp vakke gehad. Ek dink die eerste jaar was 11 vakke wat ons moes doen vir daai jaar. Ons het voltyds gestudeer, maar nog steeds baie uitdagend. En dan het ek iets aangeleer, en dit is om baie goed te luister na my dosente. En wanneer ek luister na hierdie manne, veral kerkgeskiedenis en eie kerkgeskiedenis en dan SA kerkgeskiedenis, wêreldkerkgeskiedenis, dan het hierdie dosent vir my gestaan en hy het op die bord geteken en sekere dinge gedoen en dan het ek eksamen gaan skryf, 9 uit die 10 keer, sonder om werklik te leer. Waarom? Hy het elke keer 'n baie goeie oorsig met ons hanteer. En dis die doel van hierdie oorsig, om die waarheid in u hart vas te maak, sodat as u in hierdie week ry en u praat miskien met jou man of vrou of met jou kinders, dat die waarheid van God se woord vars in jou gemoed sal wees, en dat julle met mekaar daaroor kan deel. En die Bybel sê, as ons staan, as ons sit, as ons gaan lê, as ons beweeg, dat ons die waarheid van God se woord dan ook om ons hart sal bind. So kom ons kyk vanmôre na 'n kort oorsig, wat ons laasweek hanteer het, wat ons eerste boodskap gewees in hierdie reeksie, riglyne ten einde vas te staan en geestelike stabiliteit in die gemeente te verseker. Die eerste gedagte wat ek vir u gesê het, was eintlik 'n baie uitstaande gedagte. Ons sou dink as Paulus sê, luister, staan so vas in die Here, sou Paulus begin met iets wat met geestelike oorlogvoering op betrekking het, of dit sal miskien iets wees, bid meer, of lees meer die Bybel, of as gemeente moet julle vas en bid, en tog kom die apostel Paulus en hy sluit hierdie brief af en hy sê vir die gemeente, as julle geestelik wil vasstaan, en as julle geestelik wil groei in die gemeente, en daar stabiliteit in die gemeente sal wees, moet julle verdeeldheid beveg. En u sal onthou, die twee tannies wat hier genoem was, né? Judea en Sintige. Die Bybel sê vir ons, dat hierdie twee vrouens het haks geraak oor iets. Dit was niks teologies nie, dit was nie oor sekere aspekte oor die skepping, of miskien die verlossingswerk van Christus, of miskien die godheid van Christus of iets nie. Dit was maar, die Engelsman praat van nitty-gritty goedjies. Weet, miskien moet hulle die speakers bietjie sagter sit, en die ander een sê, nee, ek kan nie lekker hoor, die bietjie harder. Miskien bietjie meer psalms en die gesang, en die ander een sê, nee, ons moet bietjie meer kontemporêre liedjies sing. Die ander een sê, miskien, die stoel is te hard, en die ander een sê, vir my is dit baie gemaklik. En so het hierdie twee vrouens verdeeldheid in die gemeente gebring, en het ek vir u verlede week gesê, die rede waarom Paulus hierdie gemeente oproep en hierdie vrouens vermaan, is omdat die gemeente nie aan my as predikant, of aan die kerkraad, of aan enige gemeentelid behoort nie. Maar die gemeente behoort aan Christus, en 1 Petrus 1:18 sê, hy het die gemeente gekoop met sy kosbare bloed. Ek wil vra dat u vanmôre net vir 'n oomblik daaraan sal dink. Watter koning op hierdie aarde sal vir my sterf? Sê gou vir my. As ek vir ou koning Charles gaan sê, luister ou maat, kom ek sê gou vir jou, sterf vir my. Dink jy nie, dis die moeite werd om vir my te sterf nie? Wat sal hy vir my sê?
Wie is jy, waar kom jy vandaan en gaan terug na jou huis toe? Dit klink vir my of jy daar iewerste van die Oosterrand afkom. Die hele gedagte net is, die koning van die konings, die skepper van hemel en aarde het vir my en jou kom sterf, hy het ons gekoop, letterlik 'n prys betaal vir ons, sodat ons nou kinders van God genoem kan word. En daarom sê die Here, word kinders van die Here saamgevoeg in 'n gemeente, en daarom is God jaloers oor die eenheid van die gemeente. En het ek vir u verlede week gewys, 5 keer in Johannes 17, die langste gebed wat die Here Jesus van die Here Jesus opgeteken is. 5 keer bid die Here vir die eenheid van die gemeente. Daarom moet ons verdeeldheid beveg, en roep die Here ook vir Clemens en die ouderlinge op, om die vrouens by te staan. Dit was die tweede punt gewees. Wees hulle behulpsaam. Hierdie behulpsaamheid gegaan oor die geestelike gedagte, dat hulle ook hierdie vrouens behulpsaam moet wees, sodat hulle stabiliteit in die gemeente kan verseker. Ek het vir u gesê, die woorde staan so vas in die Here, is 'n militêre term, en dui op 'n soldaat wat vasstaan in die hitte van die stryd. Wanneer die geveg hewig raak, hardloop die soldaat nie weg nie, hy staan vas, en hy sê, terwille van my meester, terwille van die gemeente waarin ek behoort, staan het vas, ek stryd die goeie stryd, en ek gaan ook die geloof behou en die wedloop voleindig. Ek het vir u gesê, as gemeente moet ons vasstaan, omdat ons burgerskap nou in die hemele is, van waar ons verwag ons verlosser en saligmaker Jesus Christus. Vriende, luister gou, ons weet nie hoe lank ons op hierdie aarde gaan wees nie. Daar's nie een van ons wat kan sê, ek gaan 70 of 80 of 90 jaar bereik nie. Ons weet nie. Daarom is ons burgerskap in die hemele en leef ons elke dag met die begeerte om ons hemelse koning, wat ons gekoop het, wat sy lewe vir ons gegee het, te verheerlik in wat ons doen. Ek het vir u gesê, vriende, dat hierdie eensgesindheid, hierdie woordjie wat Paulus gebruik, dat hy vermaan hulle om eensgesind te wees. In die Engels beteken dit, be of the same mind. Begin dieselfde dink. Met ander woorde beteken dit nou, as Judea van 'n Burger King gehou het, moet Sintergy ook van Burger King hou. Nee. As een van pannekoek hou, moet die ander van pannekoek hou. Nee. Hierdie eensgesind of one mind beteken, Christus moet my fokus bly. Ons kan verskil van mekaar gaan kyk in die parkeerarea. Daar staan karre, dis Toyotas en daar is Hondas en daar is BMW's en so kan ons gaan kyk. Elke ou verskil in sy smaak en wat hy van hou en wat hy nie van hou nie. Maar in die kerk van die Here Jesus kom ons uit verskillende oorde met verskillende dinge wat ons beleef en ervaar. En ons sê ons wil of one mind wees in Christus. Hierdie gemeente gaan oor om Christus te verheerlik, om vanuit hierdie gemeente te gaan, om vir die wêreld te sê, daar is hoop, daar is redding, daar is die ewigheid wat vir ons wag, en Christus is die verlosser. Daarom die gedagte dat ons ook mense sal help daarin, sodat ons sal vasstaan in die stryd, en dat ons eensgesind sal wees. En wie gaan my die versie opsê wat ons moes leer? Nou die mense wat nie was nie, hulle is gevrywaar. Maar wie gaan ons die versie opsê? Jy's almal wil gelyk opsê, so. Ok, Romeine 15 vers 5, hy mag die God van leidsaamheid en bemoediging aan julle gee om eensgesind onder mekaar te wees, ooreenkomstig die wil van Jesus Christus, sodat julle die God en Vader van ons Here Jesus Christus uit eendragtiglik uit een mond kan verheerlik. Dis die vers wat ons moet leer. Nou, ek sien die meeste van u het hom vlot geken, so die wat bietjie gesukkel het, kan hierdie week weer leer. Dis daarom 2 verse, een vir die een week, een vir die volgende week, maar hierdie hele gedagte is vir my kan ek sê 'n pinnacle waarop hierdie gemeente van ons amper balanseer om te sê, Here, U is die God van leidsaamheid en bemoediging. Help ons om onder mekaar eensgesind te wees. Nou die volgende 2 gedagtes waarna ons vanmôre gaan kyk, en glo dit of nie, net weer 2 gedagtes. Ek is vir u goed, ek gaan nie te laat hier laat uitkom nie. Dis nog so 1:30 voor 12:00, so hou moed. Maar vanoggend gaan ons verder kyk na verbly jou in die Here, en die volgende gedagte, wees vriendelik teenoor mekaar. So almal wat vanmôre hier uitstap, moet bly wees en vriendelik wees.
Die tannies daar by die eettafel gaan vir julle mooi dophou. En dan gaan julle dienooreenkomstig beloon word. Maar kom ons kyk, verbly jou in die Here. Baie interessant is om vas te staan in die Here en om stabiliteit in 'n gemeente te verseker, moet 'n mens nie net eensgesindheid probeer handhaaf en verdeeldheid beveg en mekaar behulpsaam wees nie. Ons moet ook ons verbly in die Here. Dis belangrik om ons te verbly in die Here. Daar staan Filippense 4 vers 4, verbly julle altyd in die Here, ek herhaal, verbly julle. Nou vriende, wat vir my wonderlik is hier, ek weet nie of julle dit ook opgetel het terwyl julle die teks gelees het nie. Die apostel Paulus kom nou op meesterlike wyse en hy neem die aandag weg van Judea en Sintige. Hy neem die aandag weg, hy draai die aandag weg van mense, in besonder hierdie twee vroue en die verdeeldheid wat hulle in die gemeente gebring het, en hy sê, kom ons kyk na die hoof van sy kerk. Kom ons draai die aandag nou na die hoof van sy kerk, die Here Jesus Christus self, die een wat blydskap in ons harte verseker en konstant in ons harte bewerk. U sien wat Paulus eenvoudig hier wil kom leer, is dat mense mekaar soms teleurstel. Sê vir my, was jy nog nooit in jou lewe teleurgestel nie? Jy sê vir my sê, maar luister, kom jy van 'n ander planeet af? Van geboorte af stel hulle my al teleur. Ek het dit gevoel in die moederskoot. Nee, jy hoor mos vandag mense sê hierdie goed. Maar ek wil jou vra, hoeveel mense het jy al teleurgestel? Jy sien, wanneer ons teleurgestel word, dan is dit vir ons 'n geweldige ding. Ons gaan sit in 'n hoekie en ons kry onsself bitter jammer, maar ons dink nie altyd daaraan. Ons is ook mense en ons stel ook dikwels mense teleur. Ek sê baie keer vir mense, luister, as jy na hierdie gemeente kom, moenie dink ek is 'n engel nie. Ek het nie hallo bo my kop nie. Ek kan jou miskien teleurstel en ek glo my, ek probeer dit nie doen nie. Maar die hele gedagte wat Paulus hier sê, Judea en Sintige was in 'n geveg met mekaar, die gemeente het betrokke geraak, en Paulus sê, kom ons kyk weg van al hierdie dinge, hierdie klein goedjies wat ons baie keer van mekaar wegdryf. Ons besef, ons kan mekaar soms teleurstel, dis 'n gegewe, maar as die Here ons bron en fokus bly, sal die geskil baie gou in hom opgelos word. Luister, hier is die kern, in hom opgelos word. Hy is belangriker, vriende, as my opinie, as my idees of my fyngevoeligheid. Dis die probleem met baie mense. Hulle tel by die werk geweldig baie probleme op en hulle bedank nie. En as jy hulle vra, hoekom bedank jy nie, want daai het jou te nagekom, ek kry 'n salaris, hoe dink jy gaan ek vir my vrou en my kinders sorg? Maar in die gemeente, die geringste krappie wat hulle kry is daar 'n sweer en hulle loop, hulle stel nie meer belang in die gemeente nie. Dis presies wat Paulus sê, want die fokus is op mense en nie op die Here nie. Ons is vanmôre hier saam om ons fokus op Christus te rig. Daarom sê Paulus, as jy wil vasstaan in die Here, as jy verdeeldheid in 'n gemeente wil teewerk, as daar stabiliteit in 'n gemeente wil wees, moet ons leer om ons te verbly in die Here. Hy is die enigste een wat nie kan teleurstel nie. Maar baie interessant is, die woordjie happiness. Het jy dit al gehoor, happiness? Nou happiness, vriende, as ons dit vat in die Engels, is gekoppel aan happenings, of gebeure, in my lewe, mense, omstandighede, en dit steel my blydskap. So die Here roep ons nie op tot happiness nie, maar hier is die Engelse woordjie vir blydskap, of verbly julle in die Here, is die woordjie joy. Baie interessant is, die woordjie joy of blydskap, is 'n diep gewortelde vertroue, en sekerheid dat God in beheer is van alles, en dat hy alles ten goeie sal laat meewerk vir die wat hom liefhet. As jy en ek die Here liefhet, en daar kom iemand oor my pad, wat miskien my bietjie afronteer, wat sê ek, Here? Terwille van U en my liefde vir U, gaan ek verby daai broer en suster kyk, ek gaan na U kyk, en ek gaan vir U vra, hoe kan ek meewerk, om hierdie eenheid te bewaar, sodat ek vasstaan, en die gemeente stabiel kan bly. Luister, as jy met iemand haks raak, is dit nie net jy wat ly nie, ook daar die persoon ly. Dis nie net daai persoon wat ly nie, maar ook jy. Ek onthou op 'n stadium op kweekskool, was daar 'n student met wie ek so 'n bietjie woorde gehad het oor teologiese sake, en ek het gedink, dit is 'n redelike regverdige punt vir 'n argument. En daai aand het ek maar geworstel in my slaap, glo my, jy worstel. En ek skrik wakker op 'n stadium, en hier staan hierdie ou in my kamer. Ek dink myself, wat soek hy in my kamer?
En toe ek nou die slaap uitvee, toe was dit definitief nie 'n ou nie. Dit was hierdie gewete wat vir my sê, gaan maak reg met die ou. En ek sê vir myself, ek sal nie. Ek was reg. En die môre stap ek nou, die mense wat die kweeskool geken het, hier daar so 'n paadjie wat jy na die kombuis toe stap om melk te gaan haal, en ek stap en wie kom van voor af? Wie sal jy sê? Daai ou van my droomgesig, né? En ek dog myself, ek gaan net groete verby stap. En toe ek langs hom kom, toe stop ek sê vir hom, luister, sy naam was Gert. En ek was Gert. Dis wat hulle my genoem het op kweeskool, my vrou het my later weer teruggedoop na Gerhard toe. Dis eintlik my doopnaam, Gerhardus. Dit klink hard, né? Maar daar moes ek my buig, my knie buig voor die Here en ek steek my hand uit, ek sê vir hom, Gert, ek is jammer. Ek wil nie verdeeldheid hê nie, ek wil nie hê daar moet probleme wees nie. Kom ons eer die Here, en ek en hierdie man kon daar vrede gesluit het. U sien, blydskap is 'n diep gewortelde vertroue en sekerheid dat God in beheer is, al kom daar moeilike mense oor my pad. Happiness is gekoppel aan happenings, dinge wat gebeur, en dit gaan my teleurstel, want mense stel teleur, omstandighede, en al hierdie dinge steel my blydskap en vreugde in die Here. U sien, Paulus stel die klem op die feit, dat ons blydskap in die Here onveranderlik moet wees. Ek is nie bly solank die Here goeie dinge oor my lewe toelaat nie. Ek is deurgangs bly in die Here en in wie hy is en wat hy vir my gedoen het. Ons almal gaan deur hartseer tye. Ons almal word teleurgestel. Daar is mense wat ons baie keer by onsself dink, as ek my oë toemaak en ek tel tot 10, kan hulle nie wegraak nie. Nou kom ek by 10 en dan dink ek myself, dit werk ook nie. Want die Here wil my kom leer in 'n gemeente. As ons wil vas staan en as ons stabiliteit wil hê, moet ons leer om ons te verbly in die Here. Mense lief te hê in die Here. Dr. John MacArthur skryf, hy sê, "It is true that believers often cannot find reason to rejoice in their specific circumstances. Hy sê, certainly the general wickedness, sorrow, misery and death in the world evoke no joy. Nor are people a reliable source of joy, since they can change, hurt and disappoint." Nou ons weet almal in die huwelik hoe werk dit. Jou vroukie kom ingewarrel daar by die kerk en die man staan daar breë bors. En hy wag vir sy bruid. En dan gaan hulle huis toe. In die eerste week of 2 is dit maklik as sy die koppie hier neersit en jy sit die koppie daar neer. En sy maak die yskas miskien, jy weet, of pak die yskas so reg en hy miskien op 'n ander manier. En hulle verdra mekaar en hy gooi sy sokkies hier op die grond en sy sê, "Ag my liefie, ek sal dit optel." En hier na week 3 sê sy vir hom, "Luister hy, ek sien jou ma nie." En dan kom jy agter, maar mense verander. Ewe skielik is daar nou so halwe van hierdie inwarrel by die kerk en die man staan breëbors. Ewe skielik is daar nou so 'n bietjie 'n knyperigheid. En dan moet ons oorrig na die Here. Hy het die huwelik ingestel. Here, ek verbly my in U en daarom verbly ek in my in die vrou wat U my gegee het. Of miskien die gemeente waarin ek behoort. Here, dit was vir my so wonderlik om in hierdie gemeente te behoort. Hierdie krapperigheid wat daar nou is, besef en verstaan ek, Here, is miskien 'n ding wat die vyand wil inbring. Daarom wil ek my in U verbly. Hy skryf verder, hy sê, the only sure, reliable, unwavering, unchanging source of joy is God. Hy sê, spiritual stability is directly related to how a person thinks about God. Knowledge of God is the key to rejoicing. Ek vra gisterand vir my gesin by ons huisgodsdiens, vir Calvin en Ethel en vir myself, dink ons gereeld aan God. Nie aan wat hy vir ons doen nie, aan wie hy is. En soos hy hom in die blaaie van die Bybel aan ons openbaar as die genadige, barmhartige, lankmoedige, liefdevolle God. God van geregtigheid, God van heiligheid. Dit sal vir my stabiliteit in my lewe gee. Dit sal in 'n gemeente stabiliteit gee. Vriende, die vraag is, waar ontvang ons kennis van God? Eenvoudig uit die Bybel, Psalm 1, almal ken hierdie Psalm. Welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose. Hy staan nie op die weg van die sondaars en hy sit nie in die kring van die spotters nie. Kan u die agteruitgang sien? Hy wandel, hy staan, hy sit. Dis die agteruitgang, as 'n mens nie naby die Here bly nie. Die tweede vers sê, hoe kan ek stabiel bly in die Here? Hoe kan ek vas staan? Maar sy behaas in die wet van die Here en hy oordink sy wet dag en nag.
En hy sal wees as 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd, en waarvan die blare nie verwelk nie, en alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit. Dit beteken nie, vriende, ek mag oor niks anders te praat. As iemand vir my sê, het jy die game gekyk tussen die leeu's en die bulle? Ag, kom ek vertel jou wat staan in Filippense 4 vers 4. My doom het my gesê, ek moet dit memoriseer. Praat oor die game, al is jy 'n leeu gewees en jy het met 60 punte verloor, praat daaroor, kry dit uit jou sisteem uit. Ons hoef nou nie te geestelik te probeer klink nie. Die hele gedagte is maar net, rig jou aandag na die Here, hy kan nooit teleurstel nie. Sy woord is vir ons die bron van waarheid en wysheid. Nou wat is die resultaat, vriende, as ek God se woord oordink, as ek na God se woord luister, hoor wat sê Habakuk vir ons. Hy sê alhoewel die vye boom nie sal bloei en aan die wingerdstokke geen vrug sal wees nie, die drag van die olyfboom sal teleurstel. Eintlik wat Habakuk hier wil sê, alles stel teleur. Die oes stel teleur, die besigheid stel teleur, die mense by die werk stel teleur, man stel teleur, vrou stel teleur, almal stel teleur. Nogtans sal ek jubel in die Here. Ek sal juig in die God van my heil. Die Here is my sterkte, en hy maak my voete soos die van herte, en hy laat my tree op my hoogtes. Gister was dit vir my wonderlike geleentheid toe ek net so 'n bietjie kan terugdink oor my lewe. Ek raak nou oud, en ek raak nou sentimenteel. Dis iets verskrikliks. As jy so naby 60 kom, dit is 'n ernstige storie hierdie julle. En as julle hoor ek gaan vir berading by die ouderlinge, moet jy weet is omdat hulle die pad al gestap het. Maar ek dink gister aan alles wat in my lewe gebeur het, of die mooi dinge wat ek kan onthou, my pa en my ma, en ek dank die Here vir hulle. Dank die Here vir my pa, wat vir my gebid het, vir my ma, wat streng was. Ek dank die Here vir die dag toe ek my vrou ontmoet het, daar by die kerk in Kreeusdorp gemeente, by 'n eet. Ek dank die Here vir die feit dat ons 'n gemeente het, mense wat vir ons lief is, en ons kan vir hulle lief wees, en die dankbaarheid het oor my siel gespoel, en ek sê, Here, ek verdien niks daarvan nie, maar ek dank U daarvoor. U gee dit vir my mildelik uit U Vaderhand. Daarom is my blydskap in die Here. Het my vrou my al teleurgestel, so 1 of 2 keer in die 35 jaar, het ek al teleurgestel. Baie, moenie vas sê nie. Dan gaan sy vir my vanmiddag roep en sê, kom sê vir my, kom bely, kom maak reg. Maar die hele gedagte is, ons ontvang hierdie kennis uit God se woord, ons verbly ons in die Here, want hy is die bron van ons vreugde. Nou sê Warren Wiersbe, voor ek by die tweede punt uitkom, hy sê, if you cannot rejoice in your circumstances, you can always rejoice in the Lord who controls your circumstances. Fix your attention on Him. He may not change your situation, but He will change you. And this is even better. In die 28 jaar in die bediening het ek baie berading al my lewe gedoen. Partykeer is daar huweliksprobleme en dit lyk of daar nie uitkoms gaan kom nie. En jy draai hierdie mense se aandag na die Here. Hulle liefde vir die Here kan ook 'n liefde tussen hulle mekaar bewerk. In 'n gemeente het ek dit al beleef, waar die Here broeders se verhouding met mekaar herstel, susters se verhouding met mekaar. Omstandighede waar jy geliefdes aan die dood afstaan, of waar daar dinge met jou gebeur, traumatiese ervarings, en elke keer wanneer jy in hierdie diep donker gat van moedeloosheid wil verval, draai jou aandag na die Here en jy sê, Here, hierdie goed gebeur, dis deel van die menswees. Maar ek vra U, Here, help my om my fokus te hou op U. U wat dit beskik en bepaal het, U is ook die een wat in wysheid vir my daardeur sal dra, en my dan in U heerlikheid sal opneem. Ek het nou dag vir my vrou gesê, dis nie maklik om 'n mens te wees nie. Maar wat 'n voorreg om 'n mens te wees. Om God se genade in jou lewe te beleef, om sy versorging, om sy goedheid, sy guns te beleef. Wonderlik om 'n gesin te hê, vrou en kinders, 'n gemeente. Kom ons loof en ons prys die Here en kom ons verbly ons in Hom, die gewer van alle goeie gawes. En dan die volgende en laaste gedagte van vanmôre, hoe gaan ons vas staan in die Here? Hoe gaan ons geestelike stabiliteit in 'n gemeente bewerk? Die apostel Paulus sê die volgende ding in hoofstuk 4, en daar vanaf die 5de vers is, laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. Die Here is naby. Vriendelikheid. Dis nou nogal iets, vriende, waarmee ons in die kerk van die Here Jesus sukkel. Mense dink as jy lang gesig het, en jy trap jou lip onder vas, en jy lyk of jy so loop, stadig, nie vinnig nie, dan is jy heilig.
Luister, die Bybel sê vir my vriendelikheid moet aan alle mense bekend word, selfs daai mislike vrou by die checker se til wat my behandel asof ek haar guns doen om daar te koop. En glo vir my, hierdie boerebloed van my, as ek gaan stap en sê, kyk my so, dan kyk ek haar so. En dan herinner die Here my aan, laat jou vriendelikheid aan haar ook bekend word. Maar Here, dit is moeilik, maar dis die Bybelse beginsel. Hoor wat sê die Engels? Let your gentle spirit be known to all men. Gentle, jou sagte gees. Nou vriende, ek is hard van geboorte af. Ek was 'n oorgewig baba toe ek gebore is. Ek het 'n stryd in my lewe al van jongs af. En een ding van dit was, ek was nie die vriendelikste van alle mense in my lewe nie. En die Here moes my kom leer, en hy leer my nou nog, dat ek 'n sagte gees moet hê. Dis wat hy van my vra, eerste plek om in my eie lewe vas te staan, om die vrede van God te beleef, om in 'n gemeente hierdie wonderlike stabiliteit te geniet. Dink by jouself as almal hier aankom by die kerk. Goeiemôre, hoe gaan dit met jou Henkie? Dominee, dit gaan met my goed, die Here is goed vir my. Hoe gaan dit met jou Johan? Man, dit gaan fantasties, die Here was vir my goed. Uitdagings by die werk gehad, is goed. Dink nou aan die ander kant. Môre. Ja, môre. Ek stap hier en ek plak my laptop neer, ek druk in. Kom, skuif hierdie goed bietjie reg. Het die goed bietjie reg en vlot verloop. Wat dink jy, wat gaan die gesindheid wees onder die mense? Onder mekaar? Ek dink daar gaan, ek gaan dit miskien noem, ek gaan dit miskien nie noem nie. Kom ons los dit daar. Die hele gedagte wees vriendelik teenoor alle mense. Ek het hierdie woordjie gentleness of vriendelikheid so bietjie gaan ontleed. This refers to contentment with and generosity toward others. It can also refer to mercy or leniency towards the faults and failures of others. Wat doen ons die meeste van die tye as iemand 'n fout gemaak het? Ons hang dit aan nie grootlik. Almal moet weet dat hierdie predikant, hy het my nie gegroet en hy het daar verby my gery het nie. Hy het my gesien, ek is doodseker daarvan, ek het deur sy donker bril gekyk. En ek het gesien hoe sy oë op my is en hy groet my nie eens nie. En ek gaan vir die res van die gemeente vertel wie hy is. Nee, die Here sê, dan moet 'n gentleness wees. En as hy jou miskien nie groet nie om te dink, miskien het hy my net nie gesien nie. Want gewoonlik groet hy my. Gewoonlik is hy vriendelik teenoor my. Of 'n gemeentelid, of wie ook al. Vriende, ons moet eerlik wees dat die kerk van Jesus besaai is met mense wat somtyds nors is. Die uitdrukking is dikwels, ek is van 'n merwe gebore, en ek sal van 'n merwe sterwe. En jy's reg. Maar as jy by die kruis uitgekom het, dan gaan jy 'n sondaar van 'n merwe gebore word en 'n heilige van 'n merwe sterwe. Want dis wat die Here doen. Hy maak van onvriendelike mense vriendelike mense. Sê gou vir my, wat was Johannes en Jakobus se byname gewees? Wat het Jesus hulle genoem? Okay, wat is die slim woord? Ek wil 'n bietjie slim klink vanmôre. Boanerges. Seuns van die donder. Wat wou hierdie twee manne gedoen het? Toe hierdie klomp mense hulle nie deur die stad wil laat gaan nie, die Samaritane. Toe wat sê Johannes en Jakobus? Here, laat ons vuur van die hemel bid. En hierdie klomp almal verdelg. Kan jy glo, hart kan kinders van die Here wees, apostels van die Here. Kom ons verdelg hierdie klomp hygelaars wat u nie deur hulle stad wil laat reis nie. Die Here sê vir hulle, julle weet nie van hoe danige gees julle is nie. Wie staan bekend as die apostel van liefde? Johannes! Dieselfde seun van die donder, kom die Here en hy verander sy hele uitkyk op die lewe na hierdie man, wat met liefde en vriendelikheid en deernis na ander mense kyk. Soveel so dat hy vir ons een van die kosbaarste evangelies, die boek Johannes, opgeteken het, waarvan die gedagte van liefde met groot dik letters oor die blaaie van die boek staan. Wat 'n wonderlike, kosbare genade dat die Here ons so kan verander in 'n gemeente, want ons is die liggaam van Christus. Die arm kan nie vir die oog sê, ek het jou nie nodig nie. Niemand van ons loop so en kyk, né? Jy kan nie met jou hand kyk nie, jy kan met jou hand voel. As jy nie voel nie, loop jy in iets vas as jy oor toe is. So die oog kyk, die hand voel, die voete loop. So sê die Bybel het ons mekaar nodig in die gemeente. Jy sien, as ons blydskap in die Here gewortel en gesetel is, kan ons nie anders as om vriendelik te wees nie. Vriende, luister gou.
'n sagte gesindheid, wat ons openbaar teenoor 'n broer of suster, al verdien hulle dit nie. Sê die Bybel laat vurige kool op hulle hoof. Selfs met hulle foute en tekortkominge, verdra ons hulle en so laat ons die kerk van Christus groei, floreer, en word hierdie vir ons 'n tuiste, waarin ons God kan verheerlik in alles. Ons almal weet hoe moeilik dit is om die pad met die Here te stap. Ons almal weet dit. As u vir my sê, dit is maklik om die pad met die Here te stap, dan weet ek nie of jy aan die Here behoort nie. Dis 'n uitdaging, maar dis 'n goeie uitdaging. Dis 'n wonderlike stryd, dis 'n heerlike roeping, waarmee God ons geroep het, en hy is ons in staatsteller. Daarom, hoe kan jy vas staan in die Here? Hoe kan jy geestelik stabiel wees in die Here? Hoe kan die gemeente stabiliteit in die Here bereik? Wanneer ons hierdie wonderlike vriendelikheid teenoor mekaar dan openbaar. Vriende, in die geestelike lewe bring groei nederigheid, sagmoedigheid, liefde, selfbeheersing. Ek word minder en hy word meer. En nou is die vraag, wat doen ek in die môre as my man opstaan en hy so bietjie knorrig? Ons praat van grumpy. Gaan soek jy skoor? Nee, op daardie stadium vra jy, Here, gee my 'n gesindheid van vriendelikheid teenoor hom. My lief, kan ek jou help? Ek sien jy die laai nou al oop en toe geruk 3 keer. Is daar ietsie wat jy na soek, my skat? Ja, my lief, daai kouse wat ek jou gevra het om hier neer te sit, is net die laai onder toe. As hy my skat, dis nie 'n kwessie van, luister, ek het jou gesê, maak jou oë oop. Kyk, en sien waar dit is nie. Want u sien, die rede kom ek dit noem as voorbeeld, vanuit 'n gesin kom dit in 'n gemeente in. As daar mense in die gesin is wat die Here nie verheerlik nie, kom dit in die gemeente. Dit is hier om die stabiliteit in die gemeente dan te verongeluk. Daarom begin dit alles by die gesin, by die kind van die Here, wat vriendelik is teenoor die ander een. Dit kom na die gemeente, ons is vriendelik teenoor mekaar, en so verheerlik ons die Here. Want luister vriende, die massas het agter Christus aangeloop. Waarom? Oor sy gesindheid. Oor die wyse waarop hy hulle behandel het. Ek wil net afsluit met so 2 gedeeltes in die Bybel. Titus 3 vers 1 tot 7 gaan vir ons nou 'n mooi verduideliking gee waar ons as kinders van die Here vandaan kom. Paulus sê vir hierdie man Titus, hy sê, herinner hulle daaraan om onderdanig te wees aan die owerhede en magte, om gehoorsaam te wees, bereid tot elke goeie werk, om niemand te belaster nie strydlustig te wees nie, vriendelik te wees en aan alle mense alle sagmoedigheid te bewys. So dis kinders van die Here, bewys aan mekaar vriendelikheid. Nou die rede, vers 3, want. Hoekom het ons vriendelikheid aan ander mense bewys? Want ons was ook vroeër onverstandig, ongehoorsaam, op 'n dwaalweg, verslaaf aan allerlei begeerlikhede en singenot. Ons het in boosheid en afguns gelewe, ons was haatlik en het mekaar gehaat. Maar toe die goedertierenheid van God ons verlosser en sy liefde tot die mens verskyn het, hoor nou nie op grond van die werke van geregtigheid wat ek en jy gedoen het nie, maar na sy barmhartigheid het hy ons gered deur die bad van die wedergeboorte en die vernuwing deur die Heilige Gees wat hy ryklik uitgestort op ons deur Jesus Christus ons verlosser, sodat ons geregverdig deur sy genade erfgename kan word ooreenkomstig die hoop van die ewige lewe. Paulus sê eenvoudig vir Titus, ons moet vriendelik wees teenoor mekaar. In die huisgesin sal dit hierdie wonderlike stabiliteit bring, in die gemeente, in die gemeenskap. Daar is genoeg mislike mense in die wêreld. Kom ons as kinders van die Here wees anderste. Die laaste ou versie vanmôre, 1 Tessalonisense 5, vers 15 en 16. En dis die vers wat ons volgende gaan memoriseer. Daar staan, sorg dat niemand 'n ander kwaad vir kwaad vergelde nie, maar jaag altyd na wat goed is teenoor mekaar sowel as teenoor almal. Wees altyd deur bly. Hierdie blydskap is geanker in die Here. Dis nie 'n aangeplakte glimlag wat ek gee en probeer om mense te beïndruk nie. Partykeer kan my omstandighede moeilik wees, maar dan is nog steeds 'n blydskap in my siel omdat ek weet God is in beheer van my lewe. Daarom wil ek by u pleit, moenie kwaad met kwaad vergelde nie. Ek kan u waarborg, elkeen van u wat hier sit en ek wat hier staan, kan nou vinnig 5 mense noem wie ek graag wil vergeld.
Ek het vir Calvin op 'n stadium gesê, en toe ek het klaar gesê, toe moes ek dadelik om verskoning vra, want jy voel baie keer as jy net daai ou se vingers so 'n bietjie onder een van hierdie vensters kan laat val. Jy weet daai net so ligte ou, weet 3 breuke op elke vinger en net so om hom te sê luister ou seun. En dan besef ek by myself, maar Gerard, dis nie die gesindheid van Jesus nie. Nou dink julle by julleself, maar wat se tipe predikant het julle? 'n Mens. Paulus sê die goeie wat ek wil doen, dit doen ek nie altyd nie. Genadiglik, ek het niemand se vinger onder die venster gesit nie. Ek het die Here gevra om my gedagtes te reinig, want die Here sê moenie kwaad met kwaad vergeld nie. Selfs as al leuns van jou vertel word, moenie kwaad met kwaad vergeld nie. Selfs as mense teenoor jou onvriendelik is, poog deur die krag van die Heilige Gees om vriendelik teenoor hulle te wees. Jaag na wat goed is. Wees altyd deur bly. Want ons is vrygekoop, ons behoort aan die Here, ons is kinders van die Here, ons het alle rede in die wêreld om bly te wees. En nou is julle bly, want ek is besig om af te sluit. En julle gaan nou ietsie drink en eet saam met ons. OK, riglyne ten einde geestelike stabiliteit in die gemeente te verseker, om vas te staan in die Here. Gekyk laasweek na beveg verdeeldheid en wees behulpsaam vanmôre, verbly jou in die Here en wees vriendelik teenoor alle mense. Net weer jou versie, en mag die God van leidsaamheid en bemoediging aan julle gee om eensgesind onder mekaar te wees, ooreenkomstig die wil van Christus Jesus, sodat julle die God en Vader van ons Here Jesus Christus eendragtiglik uit een mond kan verheerlik. Wonderlik as ons nou gaan staan en ons gaan saam sing, eendragtiglik gaan ons God verheerlik. Mag dit wees in ons elke dag se gesprekke met mekaar, en mag ons mekaar verdra, mekaar vergewe, mekaar lief hê. Mag ons verbly in die Here en vriendelik wees teenoor mekaar, en ook sien wat die Here in ons lewens vir ons kom doen. Kom ons sit so, dan bid ons saam. Hemelse Vader, ons verstaan dat ons mens is, somtyd struikel ons en val ons, maar dankie vir die vergifnis wat U ons gee. Dankie dat ons teenoor mekaar kan bely en vergifnis ontvang. Dankie dat ons die voorreg het om mekaar behulpsaam te wees in die Here. Dankie dat ons as huisgesinne deel van 'n gemeente kan wees. Dankie dat ons as gemeente stabiliteit kan beleef in Christus en hiervandaan kan beweeg om kragtige getuies vir U te wees. Here, help ons, stel ons in staat deur U Gees dat ons in ons menswees sal besef ons is sondig en dat ons sal besef in Christus is ons meer as oorwinnaars. Daarom is ons tot alles in staat deur Christus wat ons die krag gee, en dit meer betrekking op die geestelike, op die wandel saam met U. Daarom vra ons U Here dat U tog so Gees in ons harte sal bewerk, dat ons vriendelik sal wees, dat ander mense Christus in ons sal sien. Vader, seën ook waar ons uit mekaar uitgaan, help ons om in hierdie week skynende ligte vir U in die donker wêreld te wees, en mag ons groei deur die waarheid van U woord, nader aan mekaar groei, dat ons mekaar sal dien en so die Here sal verheerlik. Ons bid dit in U naam met dankseggings. Amen.